Ons sluit net die oë net vir 'n kort oomblik. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggend en dankie dat ons hier kan vergader en oggendmanna kan ontvang. Ons vra die Heilige Gees ons sal lei in Jesus naam. Amen. Gelukkig hierdie is 'n pragtige gedeelte en dit wat voor dit gebeur is vir my ene wat ek baie keer gebruik om met mense te deel en te gesels, veral by die begrafnisse, want dit gee van soveel hoop oor daai amusegangers wat daar gestap het. Maar hierdie gedeelte by vers 19, die storie gaan eintlik aan na die amusegangers. Want die amusegangers gaan al die pad terug na Jerusalem toe. Ons ken daar die verhaal van die amusegangers, waar hulle op pad terug is huis toe, baie teleurgesteld, baie mismoedig, en waar Jesus hulle vergesel, sonder dat hulle nou weet dat hy is. En hy luister hulle ons nou eers uit, en nadat hulle uitgeluister het, begin hy nou terugverwys na die Ou Testament met die profesie, en hulle ontvang nou weer hoop, maar tot by die tafel waar hulle gesit het en eet het, waar hy die brood breek, toe sien hulle, nee, maar hierdie is Jesus, en dis toe hy nou net verdwyn. Maar daarna is nou waar dit hierso in ons gedeelte inkom, want met daai wonderlike nuus was hulle so, in Engels sê hulle overwhelmed, hulle was so vol hoop, want Jesus leef, hulle het nou getuienis, hulle het hom gesien, en dan word vir ons in die Desire of Ages baie mooi verduidelik hoe hulle terugbeweeg Jerusalem toe, in die aand, in die donker, deur al die ander gevaar. Hulle het hulle maaltyd net so gelos en teruggejaag na Jerusalem toe. En met dit is dit al die gevaar wat hulle deurstaan. Dit was donker, hulle was moeg, hulle het die kos net so gelos, en hulle is so opgewonde. Maar in dit is dit Jesus wat saam met hulle in sy teenwoordigheid het hy hulle veilig gehou. Daar by Jerusalem kom hulle toe aan met hierdie blye boodskap van hulle, en hulle kom deur die hek wat oop was vir hulle. Die oospoort was die hek gewees. Die ingang was tot laat toe oopgelos, omrede met die tydens van die feestydde kon die reisigers inkom. Maar hulle het baie stadig deur die strate beweeg, soos gesê, dis al reeds in die aand, die strate was al reeds stil, en hulle gaan met versigtig daar, want hulle is baie bekommerd oor die Jode wat hulle wil vervolg. Dieselfde kom toe hulle by die woonkamer kom, en hulle klop aan die deur, en so hulle klop, is daar doodse stilte. Nou, jy kan net vir jouself die prentjie gee, die disippels is al binne, en 'n paar ander mense is daar, hulle slaap nie juist, hulle is omgekrap, daar's verskillende gevoelens wat daar is, maar hulle raak doodstil, hulle is ook vreesbevange, want gaan hulle vervolg word. En hulle luister, en daar's weer 'n klop. En naderhand, al wat gewerk het was vir hulle om hulle name te gee, so die 2 gele name, en die deur word stadig oopgemaak, en soos die deur stadig oopgemaak word, gaan die tweekies in. En die Desire of Ages word dit genoem, die derde persoon kom ook in, ongesiende, want niemand sien hom raak nie. Nou hierdie was 'n groot gebeurtenis, want nou is hulle so opgewonde, en hulle wil nou vertel, wat het hulle ervaar. Maar hulle getuienis is 'n tweede getuie, want hulle sê ook, daar is die ander getuie, wat gesê het, nee, maar hulle het ook Jesus gesien, en toe sit nou die amusegangers wat verklaar, hulle getuienis en hulle storie gee. Maar om het kort op te som, vers 34 sê, die Here het waarlik opgestaan. Nou die opgewondenheid in hulle hart, jy kan net jouself voorstel, om daai hele naweek so te ervaar, en daar word getuienis gegee, ek het Jesus gesien, hy lewe, hy het opgestaan. Sy liggaam is nie weg nie, hy is nie dood nie, daar's hoop. En met daai is daar hierdie hoop wat in hulle is, en vreugde, maar daar's ook 'n bekommernis en sê, ek wonder as dit nou reg, sy getuienis regtig. Jy weet, daar's altyd hierdie twyfeling. Dis soos ons wat die profesie wil gaan verkondig, ons altyd hierdie twyfeling, is hy seker, die 1000 jaar gaan nog kom, en dan, al die tipe maniere, maar wat so wonderlik is nou, in daai onsekerheid, terwyl hy nog verskrik is, kom Jesus tevoorskyn, en hy sê, vrede vir julle. Luister mooi na die woorde, 3 kort woordjies, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy die merk op sy hande en sy voete, as 'n bewys, dat hy werklik is hy. En nou kan jy net voorstel, Ellen White skryf dit so baie mooi, want sy sê, hulle is nog steeds vreesbang, hulle sien dit, maar nou wonder hulle, is dit 'n spook, is dit 'n gees, is dit 'n, speel iemand met ons gedagtes,
En hy sê, het julle vir my kos om te eet? Ek is honger. Maar dan wil hy vir hulle wys, hy's fisies daar. En hulle gee vir hom vis en heuningkoek. Klink lekker, nê? Nee. Smaaklik by die heuningkoek. Ek proe dit amper half. Maar hy eet dit om vir hulle te bewys, ek is fisies hier. Ek is nie 'n gees nie, ek is nie 'n spookie nie, ek is fisies hier, ek is met jou. Ek het vir jou gesê, ek is 'n God met jou. En daar is nou, dan moet jy nou probeer indink, daai vreugde in die disippels harte. Jesus eet. Hy's hier met ons. Hy's werklik, hy's fisies. Dis 'n God met ons. Maar Jesus sê weer vir 'n tweede keer, nou die geval wat in Lukas voorkom, noem dat Jesus net een keer genoem het vrede vir julle. So Johannes is die enigste een wat sê vrede vir julle 2 maal. En dit is nogal insiggewend om dit te volg. Want nou sê hy weer vrede vir julle, maar dan kom 'n ekstra boodskapie by. Hy sê soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So hier kry hulle nou 'n opdrag ook. Maar na dit blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En hy sê ook vir hulle, en hy gee 'n verdere opdrag, hy sê, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word hulle sondes vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Nou net baie mooi op ons nou daai mooi bespreek, want dis nou hier waar baie mense sê, jy sien, nou die kerk opdrag, ons gaan mense vergewe, ons gaan hulle nie vergewe nie. Dan kan ons dalk ietsie bysit. As ons hulle vergifnis gee, Here, iets en kan hulle sommer 'n paar rand ook vir ons gee. Ons is daar werk nou nie soos die anti-kris nie. Maar daar is 'n miskonsep daar, want dit wil amper half klink of die kerk nou die mag het om sondes te vergewe en te hou, maar dit was nie die gedagte nie. Maar let op, daar was 2 keer gesê vrede vir julle, vers 19 en vers 21. Nou, as ek na die Griekse woord kyk vir die betekenis, dan gee dit vir my baie meer as net vrede vir julle, want dit sê vir ons dan, daar's 'n innerlike vrede, hy wens vir ons 'n innerlike vrede, daar's harmonie, daar's heelheid, en daar's 'n gelykstaande, hierdie is gelykstaande aan die Hebreëse woord shalom. Dit is eintlik 'n baie pragtige woord. Dink miskien as ons huisbesoeke doen, leer iedereen Christus vrede vir julle. Dit klink so half profeties amper, nee, maar dit is 'n pragtige woord, daar's harmonie, daar's heelheid. Maar vir die eerste keer wat hy daar afgekon het, as ek net die duidelikheid kan gee rondom die 2, waar hy sê vrede vir julle, die konteks is daar, die mense wat daar teenwoordig is, die disippels en die ander, was vreesbevange, daar was verwarring, daar's dalk 'n skuldgevoel nog, omdat hulle nie ten volle by Jesus was nie, maar nou sê hy vrede vir julle. Nou verklaar hy eintlik, daar's 'n herstelling wat hier plaasvind, julle is versoen met God. En hierdie versoening bevestig, dit wat in die kruis gebeur het, is in aksie. Vrede vir julle sondes is julle vergewe. Romeine 5 vers 1 kom in gedagte, ons het vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Die tweede gedagte is, dat die skuld van aanspreek, die disippels wat hom verlaat het, ontvang nou, in plaas van oordeel, ontvang hulle vrede. So hulle voel nou gemaklik, ja Here, toe u nou gevangene geneem was, ons het gehardloop. Vrees my lewe. Maar nou is daar vrede gemaak. En daar's dan met die volgende, die opvolg, die tweede ene in vers 21, kry hulle 'n verdere instruksie. Die tweede keer, vrede vir julle. Nie net vrede met God nie, maar vrede vir sendingswerk. Vrede vir dienswerk, want dis basies wat die Here daar doen, want hy gee vir hulle instruksie. En net voor hy die instruksie gee, blaas hy op hulle en hulle ontvang die Heilige Gees. Nou dis hierso waar my kop so 'n bietjie spin, want later in Handelinge is daar weer 'n invulling van die Heilige Gees, waar die vlamme, die tongvlamme op hulle koppe is, nê. Maar hierdie ene, wat hierdie geval hier, want ons kan dit basies stel, dis die eerste geval waar die Heilige Gees vir hulle gegee word, en die kenmerke is dat hierdie stil was, baie intiem was. Hierdie was 'n direk van Jesus af aan hulle gegee. En soos Genesis 2 vers 7 kom in gedagte, want toe God die mens gemaak het en gevorm het met sy eie hande, het hy suurstof in hulle, nou is Adam sommer hulle, in hom, in Adam geblaas, en hy het lewe vir hom gegee. Nou hier blaas hy oor die disippels, en hulle word gevul met die Heilige Gees. So daar's 'n nuwe herlewing wat plaasvind. En daai herlewing kom dan 'n opvolg by die volgende gedeelte wat kom, en daar's 'n instruksie wat dan plaasvind. Maar op hierdie gedeelte is dit amper soos 'n wedergeboorte, as 'n nuwe lewe,
Hulle geestelike lewe begin basies. Dan is daar die tweede uitstorting van die Heilige Gees, ons weet van Handelinge 2 by die Pinkster. Daai was 'n openbare, kragtige uitstorting wat ons weet. Dis waar hulle begin praat in tale, sodat hulle die woord kan verkondig en evangelisasiewerk doen. Krag vir getuienis, dis wat gebeur by die tweede ene. Handelinge 1 vers 8, stel dit nog mooi, julle sal krag ontvang. So Johannes 20 vers 23 gaan rondom die vergifnis. As julle iemand se sondes vergewe, dan sal hulle sondes vergewe word. Die punt hier is, die disippels kry nie die mag om die sondes te vergewe as self as mens nie. Hulle kry die gesag om evangelie te verkondig. En wanneer die persoon wat die evangelie hoor by hulle, en hulle ontvang dit en hulle aanvaar dit, word hulle sondes vergewe. En wanneer hulle dit verwerp, bly hulle sondes. Dit wil sê, wanneer ek en jy ook die evangelisasie doen, die fokus is nie net om iemand in die kerk te kry, of die Sabbat te hou, of net te sê, ja, ek aanvaar daai hele profesie gedeelte, en die gedagte is, die hoofgedagte, is dat hulle verstaan, ons het vergifnis in Jesus Christus. Al die ander kom, maar wat die mees belangrikste is dat jy weet, my sondes is vergewe. Ek het die ewige lewe, want Jesus leef. So die gesag bly by God se, want God oordeel. Die enigste wat kan oordeel. Ons mens kan nie oordeel nie. Maar in hierdie konteks wat die Here dit gee, ontvang ons die gesag om God se woord te verkondig. En die gesag dan bly by God om te vergewe of nie te vergewe nie. So in opsomming, hierdie twee vredesafkondigings, die eerste een is vir redding. Die eerste een stel die vrede daar, is gebaseer op die gekruisigde Jesus Christus. Hy skep geloof en hy wys sy hande en hy sy voete. Dis 'n fisies, hy wys ek lewe, en dan is daar die versoening wat bevestig. Dit wat by die kruis gebeur het, bring vrede. Ons het vrede by God deur Jesus Christus. Die skuld word aangespreek, die disippels het hom verlaat, hulle word daar vergewe. Die vrees word vervang met sekerheid. En ek dink ons moet hierdie in gedagte hou van tye wat nog vorentoe kom. Daai vrees wat inkom, ons hoef nie te vrees nie. En die bewys lê daar by die kruis. Jesus het gesterf, maar hy het ook opgestaan. En hy gee vir ons 'n opdrag en hy gee vir ons die Heilige Gees die krag om sy werk te verrig. Die krag om deur die moeilike tye te kom wat nog op pad is. Vrede vir sending, die opdrag word gegee en die Heilige Gees word gegee. En dit is 'n wonderlike gedagte dat ons vertrou kan wees, veral in Korintiërs. Paulus stel dit baie mooi, Hoofstuk 12 vers 3, waar hy sê ons kan nie Jesus Christus, ons kan hom nie leer ken wie hy is, sonder die werk van die Heilige Gees nie. So die feit dat ek en jy hier by kampvergadering is vanmôre, weet ons word gelei deur die Heilige Gees. Maar die opvolgende gedagte is waar ek en jy moet voorbid. Omdat ons nou weet, is daar die groot vraag, het ons die uitstorting van die Heilige Gees, die tweede gedeelte ontvang, sodat ons die gawes kan hê om die woord te gaan verkondig, nie net om 'n kerk vol te maak nie, maar die gedagte is, sodat die ander die geleentheid kan hê, om hoop te kan hê om te weet, hulle is vergewe, mits hulle Jesus Christus aanvaar. So die vraag wat ek wil vra vanmôre is, op einde van net om die paar punte te deel, is hoe raak dit ons vandag? Die eerste puntjie wat ek wil hê, om julle te gee is, jy begin by vrede met God. Om daai vrede te ontvang, daar's geen werketeken daarvan nie. Jy kan dit net aanvaar in Christus Jesus se wonde. Die gedagtes gaan terug wat Jesus gedoen het by die kruis. Die tweede punt is, vrede is nie die eindpunt nie. Want ons kan baie maak sê, nou het ons vrede. Amper vrede met die wêreld antwoord. Maar dis nie daai vrede nie. Hierdie is jy het nou vrede en jy is so oortuig, dit lei jou tot sending. Die derde puntjie is, jy het die Heilige Gees nodig. Heel eerste, het ons nodig dat ek en jy self 'n nuwe lewe kan ervaar. Dit help ons gaan probeer die evangelie gaan verkondig, of gaan probeer getuig van wie Jesus Christus is, as ons self nie die nuwe lewe ervaar, en self weet wat die krag van Jesus kan doen nie. Tweedens is die krag van getuienis, met die Heilige Gees. Die vierde puntjie is, jy dra 'n boodskap van vergifnis, en dis die gedagte rondom evangelisasie. Die persoon met ons deel, die wêreld daar buite wat soveel seer het, en wat so in so diep sonde is, wat nie weet wat se uitweg daar is nie, wat nie vertrou het, of kan verstaan, wat as ons nou moet sê, Jesus leef, gaan hy vra, hoe weet jy dit?
en alle ander vrae, maar die gedagte is ons kan deurbring dat Jesus lewe. En wanneer jy daai gedagte van die boodskap kan verstaan en kan ervaar, 'n lewendige Jesus, en hy vergewe my sondes. Dit is waar die nuwe lewe begin. Dis waar die Heilige Gees dan by hulle werkend word. Jy verkondig dit, maar onthou, jy beheer dit nie. Ons verkondig dit, jy beheer dit nie, God bly in beheer. So die oproep tot dis dan, is het jy die eerste uitstorting van die Heilige Gees ontvang, daai persoonlike aanraking van die Heilige Gees. Wat jou bring tot vrede in Jesus, ervaar jy daai vrede. Is jy bewus en seker dat jou bekering eg is? Voel jy verseker dat jou sondes vergewe is? Onthou, dis nou die werk van die Heilige Gees weer. Ag, nee, die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees bring ons vrede. Dis die werk van Satan wat ons probeer voel, my sondes is nie vergewe nie. Ek het nog so baie om vergifnis voor te vra. Nee, ek het nie reg gevra daar nie. Miskien is daar iets fout, want ek voel so skuldig. Dis wanneer die duiwel probeer werk met ons gedagtes. Ons het waarlik vrede in Jesus. Volle vergifnis vir ons sondes. Dan is daar die openbaring van Jesus wat ons verder lei en verder kan insig gee rondom die verlossing en die vervulling van die Heilige Gees. Dis wanneer daar uitstorting van die Heilige Gees waarvoor ek en jy bid, dat ons die Heilige Gees kan ontvang met die gawes sodat ons die werk kan verrig. Vriende, die gawes en die krag tot die sendingswerk. Het jy dit ontvang? Jesus sê vir jou vanoggend, vrede vir jou, vrede vir jou. Gaan verkondig 'n lewende Jesus Christus en verkondig, sondes word vergewe. Laat die mense weet waar hulle is, daar's vrede in Jesus. Gaan en gee hoop, gaan en gee daai vrede, groet hulle selfs, vrede vir julle, daarmee vrede vir julle. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre in woord en in geloof u stem kan hoor wat vir ons sê, vrede vir julle. Liewe Vader, die feit dat ons hier sit vanmôre en die ander wat nog op pad is om die res van die Sabbat saam met ons te geniet en wêreldwyd waar u kinders versprei is, het ons hierdie vrede ervaar. Wat 'n wonderlike vrede bring dit nie om te weet dat in u het ons verlossing en vergifnis. En daardeur het ons die versekering ook met die invulling van die Heilige Gees dat daar wel 'n ewige lewe is. En dat ons vir altyd saam met u sal wees. Daai liefde ervaar. En ons prys u daarvoor, Here. Maar Here, ons bid en graag en vra vir 'n verdere invulling van die Heilige Gees. Sodat die werk gedoen kan word en die opdrag wat u vir ons gee. En help ons, liewe Vader, om te fokus op die manier hoe ons met mense werk om die boodskap oor te dra. Want soos ons hulle dien in liefde en soos hulle 'n lewendige God ervaar deur ons hande, deur ons woorde en deur ons diens. Mag hulle nie net liefde ervaar nie, maar mag hulle daai vrede ervaar. En dat ons so in die getuienis vir hulle daai vrede kan gee en oorhandig, sodat hulle kan kom tot vergifnis van hulle sondes. En dan is daar die verdere vrede wat hulle sal ontvang deur die invulling van die Heilige Gees. Ons dank U, liewe Here, vir U verlossingsplan. Ons dank U dat U 'n lewendige God is. En ons dank U dat U ook hier vanmôre met ons is. Ons sien uit na die res van die dag om gevul te word met Gees en met woord en waarheid in Jesus naam. Amen.